Ek wil graag vandag vir jou sê, daar's iets wat ek van jou weet. En daar's ook iets wat jy van my weet. Dit is dieselfde ding wat ons weet van alle mense wat ons in ons lewens ontmoet. Die een ding wat ons doen en waarna ons streef, almal van ons, is om gelukkig te wees. Nou wil ek eintlik vandag met julle praat oor dankbaarheid en hoekom sal ek dan begin by gelukkig wees? Want ek dink 'n klomp mense sal sê, wie is gelukkige mense? Gelukkige mense is dankbaar, want hulle het mos nou 'n klomp goed waar hulle kan dankbaar wees. Maar ek wonder of dit nie andersom is nie. Is dit nie dankbare mense wat gelukkig is nie? En ek dink die rede hoekom dit so werk is, ons is eintlik nogal sleg om te voorspel wat ons gaan gelukkig maak. Soos, jy koop nou daai huis wat jy nou al jare wou gehad het. Maar hy is nou verder van die werk af as wat jy vroeër was. So nou sit jy langer in jou kar en in die verkeer, so jy kom by die huis, jou mooi huis, en jy's gefrustreerd. Jy dink, as dit net nie meer winter is nie, dan gaan ek gelukkig wees. Maar dan is die somer ook regtig baie warm. Jy dink, as dit net kan naweek wees, dan gaan ek gelukkig wees. Maar die naweek is so kort, maandag kom net sommer gou weer. Almal van ons ken mense wat alles het, wat hulle nodig het om hulle gelukkig te maak, maar hulle is nie gelukkig nie. En dan ken ons baie mense wat eintlik teëspoed beleef, baie teëspoed ken, maar hulle is gelukkig, diep gelukkig. Hoekom? Want daardie mense is ook dankbaar. Dis nie gelukkige mense wat dankbaar is nie. Dis dankbare mense wat gelukkig is. En ek gaan soek toe in die Bybel vir die woord dankbaarheid of dankbaar en ek kry dit elke keer in 'n lys wat Paulus ander goed ook opnoem. 'n Lys van amper geestelike beginsels wat hy meen as ons dit uitoefen en binne die wil van God wil leef, dan sal ons gelukkig wees. 'n Diep geluk wat niks te doen het met goeders of ander mense nie. So hoor wat staan in 1 Tessalonisense 5 sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Kolossense 2. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Kolossense 3. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Kolossense 4. Volhard in gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. Nou al hierdie plekke, al hierdie goeders wat genoem word, al hierdie dinge, is goed wat ons daagliks moet uitoefen. Dit is goed wat moet deel word van ons lewe, dit moet 'n gewoonte wees. Dit kan nie net 'n nou en dan ding wees nie. Om dankbaar te wees, kan nie iets wees wat, as jy eers hierdie lys voorwaardes ontvang, dan sal jy dankbaar wees nie. Dit moet deel wees van jou handel en jou wandel, dit moet deel wees van jou lewenswyse. In elke een van hierdie tekste word om dankbaar te wees as 'n opdrag gestel. Dis nie iets wat jy kan kies wanneer dit jou pas nie. Jy kan nie wag vir môre of die seisoen of die naweek voordat jy gelukkig is nie. Jy wil tog nou gelukkig wees. Maar as jy nou gelukkig wil wees, moet jy ook nou dankbaar wees. Dan kan jy nie net dan en wan dankbaar wees nie. Ek sal eers dankbaar wees as ek dit kry. Ek sal eers dankbaar wees as ek dit beleef. So wat is dankbaarheid dan? Dankbaarheid is om nie te wil hê wat jy nog moet kry nie, maar om te wil hê dit wat jy reeds het.
elke oomblik is 'n geskenk. So, hoe leef ons dan so? Altyd dankbaar, met 'n opdrag om dankbaar te wees. Nou wil ek net eers hier stop. Daar's baie dinge wat ons bekommerd maak en angstig maak. En hierdie goed kan ons nie wegwens of wegpraat nie. Hierdie dinge steel ook ons dankbaarheid. Maar dit is baie reël vir ons. So as jy nou vir jou tiener die sleutel van die kar gee en sê, ry, kan jy nie anders as om bekommerd te wees nie. As jy dink aan hoe hoog gesondheidsorg in ons land is en jou volgende gedagte gaan na die staat toe en dit gaan na belasting toe, of jy sit enige toestel aan en jy sit die TV aan, dan vat dit jou minute, dan klop jou hart in jou keel. En al hierdie dinge maak ons bekommerd. Ons is tot bekommerd oor die weer. Ek weet dit klink snaaks, maar ons is. Gaan dit nie reën op die dag wat ons die piknik wou gehou het nie? Maak ons bekommerd. Brande, wegloop brande, aardsverwarming. En ons kan nie keer dat enige van hierdie goed die mat onder ons voete uitdruk nie. Ons kan nie altyd dankbaar wees nie. Maar wat doen ons dan om 'n leefstyl, 'n leefwyse, 'n gewoonte van dankbaarheid te kweek in ons lewens, sodat ons gelukkig kan wees? Nou, dit is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Dit werk soos die les wat jy geleer het, toe jou ma jou geleer het om oor die pad te stap. Jy stop, jy kyk, jy gaan. 3 stappe tot 'n lewe van dankbaarheid. Dit klink mos nou eenvoudig, stop, kyk, gaan. Maar die probleem is, ons val al baie keer by die eerste ene. Ons kom net nooit tot 'n stop nie. Ons is so gejaag. Ons is die hele tyd besig om van die een ding na die ander ding te hardloop. Ons gesigte is die hele tyd in ons fone gedruk. Ons sal moet leer om ons fone neer te sit, want jy kan nie sien en beleef as jou neus in 'n foon gedruk is nie. Ons sal moet leer om stoptekens in ons lewens in te bou. Nou, toe ek op universiteit was ek 'n paar keer deel van die Lesotho uitreik gewees en daar waar ons was, by die kerkie waar ons gebly het, was daar geen lopende water nie. En daarom het ons vir 10 dae nie kon stort of bad of hare was nie. En ek onthou elke keer as ek teruggekom het van die uitreik af, was ek so dankbaar vir 'n stort. Maar daardie gevoel en dankbaarheid vir 'n stort het baie vinnig net vervlou. En pleks ek het 'n stryk om my stortkop gedraai, dat elke keer wat ek dit sien, dat ek kan stop en sê, dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg. Die stryk om die stortkop is 'n stopteken. En ons sal daar kreatief moet raak om vir onsself hierdie stoptekens in ons lewe in te bou. Dat ons net bietjie rustig kan raak en kan sien wat die dinge is rondom ons waarvoor ons moet dankbaar wees. Nou, God stel 'n weeklikse rusritme in die skepping in. 'n Stopdag. Nou wil ek hê jy moet vir my sê, hoe lyk jou week? God het 6 dae gewerk en die 7de dag gerus. Die 7de dag was 'n stopdag. Of hardloop jy net 7 uit 7 dae soos 'n afkophoender rond? En daarom is dankbaarheid dalk vir ons moeilik. Want ons stop nooit om dankbaar te kan wees nie. Die tweede stap is kyk. En hiervoor moet jy jou sintuie gebruik. Jy moet sien, jy moet proe, jy moet ruik, jy moet voel en jy moet hoor. So sien elke glimlag, maar sien dit regtig. Maar jy moet stop. Sien die glimlag en koester dit. As jou kinders of kleinkinders iets oulik doen, stop, sien dit en koester dit. Proe jou kos. Moenie voor die TV eet nie, moenie in die kar eet nie, moenie in die loop eet nie, eet om 'n tafel. Stop, proe jou kos. Ruik bietjie hoe ruik jou huis, ruik hoe ruik jou mense. As jou huis nie vir jou aangenaam ruik nie, brand 'n kers. Maar ruik
wat gaan om jou aan? As die seisoen verander, ruik dit. Ruik die reuk van kos wat gemaak word. Voel, gee drukke, ontvang drukkies, hoor. Geliefdes, hoor voeltjies. Hulle is elke dag daar. Maar jy moet hulle hoor, en jy moet hulle regtig hoor, en jy moet in daai oomblik, en dit vat 'n split sekonde, om te kyk, en te sê, hierdie voeltjies maak nie 'n skure by mekaar nie, hulle soeg nie, hulle sweet nie, die Vader sorg vir hulle, hoeveel te meer sal die Vader nie ook vir my sorg nie. Dankbaarheid, en beweeg dan aan. Jy is dit waarop jy fokus. En ons kyk moet bietjie verander. Mense is meesters om negatiewe goeders raak te sien. Ons sien nie die 10 taksies wat mooi ry nie, maar die een wat nie mooi ry nie, praat ons vir 'n week oor. Ons sien nie die 100 toegewyde gelowiges in die kerk nie. Ons sien die een skynheilige Christen wat droog maak. Verander jou kyk. En dan gaan. Daar's baie min dinge wat jou so gelukkig sal maak, soos om uit te gaan en seker te maak dat ander mense gelukkig is. Om te beleef dat jou lewe 'n verskil maak. Om in die aand in die bed te klim en te weet, jy het vandag iemand anders se dag beter gemaak. Daai gevoel hoe dit is om te weet, God gebruik my. En daarom moet ons altyd by die Here gaan hoor wat ons roeping is. En dit net onophoudelik beoefen. Volhard in daai roepstem van die Here wat jou gebruik met jou gawes en jou talente in ander mense se lewens. En dit sal jou vul met 'n dankbaarheid wat jou hele wese vol sal maak. Nou hierdie 3-stap plan tot 'n dankbare lewe is eintlik die samevatting van alle navorsing wat ek kon lees oor hoe dankbaarheid prakties in ons lewens werk. Daar's ons 'n vrou met die naam Kerry Howells. Sy begin die aanbieding van haar bevindinge oor dankbaarheid. Sy het 'n proefskrif oor dit geskryf, waar sy sê, die woorde think en thank het presies dieselfde woord van oorsprong. Met ander woorde, om te dink en om te dank het dieselfde oorsprong. Die feit is, om 'n dankbare lewe te hê, het alles te doen met die manier hoe jy dink. Dit het alles met jou persepsie te doen van die wêreld rondom jou. Byvoorbeeld, as jy 'n idee in jou kop het, daardie persepsie, my man moet romanties wees, en in jou idee van dit, is dit blomme en boodskapies deur die dag. Gee hy nie vir jou nie, en dan is jy teleurgesteld. Teenoor om te sê, ek het hierdie man, kom ek soek, kom ek stop, en ek kyk, en ek gaan, oor hoe wat hierdie man, en hoekom hy vir my gegee is. Dan begin jy sien, elke keer wat hy opskep vir die gesin, skep hy eerste vir jou uit. Dan begin jy agterkom, die elektrisiteitsmeter is nooit leeg nie. Selfs al moet hy 10:00 in die aand garage toe ry, om seker te maak dat jy genoeg krag het om julle deur die nag te hou. Dan begin jy sien, hoe soen hy jou kinders op die voorkop voordat hulle in die aand in die bed klim, en jy kom agter, hoekom is hierdie man vir jou gegee, selfs al is dit nie altyd die idee of persepsie wat jy gedink het, dit moet wees nie. Hoe jy dink, bepaal jou dankbaarheid. Daar's 'n Amerikaanse ambassadeur in Brittanje, die man se naam is Charles Francis Adams. Hy skryf in sy joernaal, nadat hy oorlede is, vind hulle sy joernaal en hy skryf, ek het vandag al my tyd gemors. Ek en Jimmy het gaan visvang en ons het nie een vis gekry nie. Hulle gaan toe terug na sy seun Jimmy se dagboek toe en sy inskrywing vir daardie dag is, ek en pappa het vandag gaan visvang. Dit was die beste dag van my lewe. Kan julle sien hoe persepsies ons dankbaarheid beïnvloed?
Ek wil julle nou iets van my pa vertel. Ek is seker hy sal nie omgee as ek dit deel nie. Met ons dogtertjie Anso se eerste verjaarsdag het ons die naweek in Kroonstad by hulle gaan kuier en die aand sit ons om die tafel en ons eet lekker en ons gesels lekker en ons lag en ons deel stories en ons geniet sommer maar net mekaar se geselskap. En toe my pa bid vir die kos, toe bid hy die volgende gebed en hy sê: Here, sal U ons help om vanaand te onthou? Sal U asseblief ons harte volmaak van herinneringe aan dit wat hier gebeur? Dat wanneer ons nie by mekaar is nie, dat ons hierdie herinneringe sal koester. En ook wanneer daar swaar en moeilike dae kom, laat ons die genade en liefde wat ons hier beleef, wat U vir ons gee, met ons sal deurdra. Is dit nie mooi nie? 'n leefstyl van dankbaarheid. Jy kan tot kies om op vorige gebeure, wanneer dit met jou swaar gaan nou, jou dankbaarheid te baseer. As jy dink. Ek wil afsluit, daarso word vertel in die boek Tuesdays with Maury. Maury is 'n oud professor en hy was bedlêend want hy het 'n motorneuron siekte gehad. Een van sy studente het toe begin om hier in die laaste deel van sy lewe elke week by hom te gaan kuier. En toe het hierdie student al hierdie kere wat hulle mekaar ontmoet het begin neerskryf en toe nou die boek Tuesdays with Maury geskryf. En een van die kere wat hulle so kuier, vra hy vir hom: as jy nou vir een dag jou gesondheid kon terug hê, wat sou jy doen? En Maury het so gedink en hy het geantwoord, hy het gesê: ek gaan 'n lekker groot ontbyt eet. En dan gaan ek lekker ver en rustig gaan stap. En dan gaan ek middagete, gaan ek saam met 'n paar intieme vriende gaan uit eet, sodat die geselskap net so kosbaar bly. En dan gaan ek 'n rustige middag spandeer, ek gaan dalk 'n bietjie 'n boek lees. Vanaand gaan ek 'n groot bord pasta eet en dalk die dag afsluit om net so bietjie te dans. En die student het net gesê: is dit? Dit is so 'n vervelige algemene dag. Het jy nie 'n wenslys nie? Wil jy nie iets bietjie uit die boks uit doen nie? Is dit al wat jy wil doen? En Maury het geantwoord: jy sal nog leer. Geluk lê eintlik in die klein dingetjies. Mense sal terugkom van vakansie af. En dan sal hulle sê, hulle het so 'n wonderlike hulle is so dankbaar oor hierdie vakansie. Dit was so 'n wonderlike tyd. Hulle was rustig en hulle het sommer so 2 of 3 sonsondergange gekyk. Geliefdes, die son gaan elke dag onder. Die son gaan nie net by die see en by die wildtuin onder nie. Die son gaan nou onder daar waar jy werk, waar jy boeker, waar jy lewe. Maar jy moet stop. Jy moet kyk. En jy moet deel. Jy moet gaan. Want dit is 'n dankbare leefstyl. Ons kan nie altyd met vakansie gaan nie, voordat ons dankbaar is nie. Jy kan vandag dankbaar wees. Die woord van die Here leer ons dat dankbaarheid 'n opdrag is. Ononderhandelbaar, nie net dan en wan, lys voorwaardes nie. Jy moet dit ook nou wees. So stop, kyk, gaan. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ek weet dat U vir elke een van ons gelukkig wil sien. Liewe Here, en vir ons om by dit uit te kom, moet ons dankbaar wees en dis tog wat U woord vir ons leer. U leer vir ons dat 'n lewe van dankbaarheid 'n vol lewe is en daarom sê U op soveel plekke in die woord, moedig U ons aan om so 'n leefstyl te handhaaf en sal U asseblief vir ons help om nou hier aan die einde van die jaar, maar hier ook aan die begin van 'n tyd van afwagting, dat Jesus gaan mens word, Kerstyd, dalk bietjie familietyd, wil ons vra, liewe Here, dat U ons tot 'n stop sal bring. Dat U ons sal help dat ons sintuie sal gebruik en nie net sal aanhardloop nie, maar regtig sal in diepte geniet
En dat ons dan ook sal gaan en dit sal gaan deel met ander. Dankie liewe Here dat ons grootste dankie Jesus Christus se menswording is. Want daardeur kan ons met die Vader 'n verhouding hê en kan ons U ken. Met U 'n verhouding hê. Dankie, dankie, dankie daarvoor. Amen. Ek moedig jou aan om in die week wat kom sommer te begin en 'n leefstyl van dankbaarheid te begin kweek. Amen. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah,